Romeine 8 sê mense is een van die juwele in die Bybel. Daar is soveel mooi waarhede wat vir ons so baie kan beteken in hierdie hoofstuk opgesluit. So lees hom meer as een keer deur, maar een van die uitstaande kenmerke is dat hierdie hoofstuk vir ons wil verseker dat die Heilige Gees gekom het om in ons te woon en ons kinders van God te maak. Dis wat wedergeboorte beteken. Ek word weer gebore. Nikodemus het dit nie mooi verstaan nie. Hy het sê, hoe kan 'n mens nou weer fisies weergebore word? Verduidelik Jesus vir hom, ek praat van 'n geestelike geboorte. 'n Geboorte deur die Heilige Gees wat in jou binneste kom woon en jou lewe kom oorneem. En nou skryf Romeine, julle weet dat julle het nou kinders van God geword. En dat deur die Heilige Gees se werking roep julle nou vir God as Vader en julle roep hom as Abba, wat beteken papi, Vader. Ek het 'n verhouding met u. Ek is u kind. En wat beteken dit nie alles? As 'n mens net gaan verstaan wat dit beteken om 'n kind van die hemelse Vader te wees. Die eerste ding is dat hy sê, ek wil hê julle moet seker wees dat julle aan my behoort. Hy sê, want die Gees van God kom getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, dat ons die ewige lewe het, dat ons saam met God sal wees in die hemel in die heerlikheid van God. 1 Johannes 5 vers 13 sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle seker kan weet dat julle die ewige lewe het. Dis hoekom die kinders van God weet hulle behoort aan hom. Daarom, as jy nie seker is of jy in die Here behoort nie, gaan jy nie praat, gaan jy nie bereid wees om te sê jy is sy kind nie. Maar as jy hierdie sekerheid in jou hart het, dan kan jy nie stil bly daaroor nie. Die Bybel is geskryf sodat jy kan weet dat jy 'n kind van God is. 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die Seun het, het die ewige lewe. As jy vir Jesus in jou hart het, as jy in jou hart gekom het, jou sonde weggevat het en daar kom woon deur sy Gees, dan is jy 'n wedergebore nuwe kind van God. Nou moet jy weet dat die Gees van God wil vir jou kom herinner elke keer, jy is nou God se kind, leef nou soos God se kind, sien met verwagting uit na die ewige lewe hierna. Vertel vir ander van hierdie blye sekerheid wat jy in jou hart het. Ek het die Seun, die Bybel sê, daarom het ek die ewige lewe. Hy wat die Seun aangeneem het, vir Jesus aangeneem het en in hom glo, het die reg gekry om God se kinders te word. Die Bybel sê, met ander woorde, jy wat hom aangeneem het en in hom glo, jy is 'n kind van God. Wat 'n blye versekering om te weet, soos Paulus ook sê, ek weet, my naam is in die boek van die lewe en ek weet ook dat hierdie medewerkers van my, se name almal in die boek van die lewe is. Is jy seker dat jou naam in die boek van die lewe is? Dat jy die ewige lewe het, dat die Heilige Gees jou wederbaar het en dat jy nou 'n ewige lewe in jou begin het, want jy gaan hier lewe vir altyd in Jesus se teenwoordigheid en ook hierna in die heerlikheid van die hemele. Ja, die Gees wil kom om vir jou sekerheid te gee. Maar weet jy wat? Die Heilige Gees wil jou ook kom lei elke dag. Ja, die Gees van God lei ons in die volle waarheid. Hy sê in hierdie gedeelte ook hoe dit die Heilige Gees vir ons wil help om binne God se wil te lewe. Die probleem is, ons ou natuur het nie verdwy nie. As jy Christen geword het, is jou ou natuur nog steeds daar. Jou sondige geaardheid, jou selfsugtigheid, jou selfgesentreerdheid. Dis jou natuur. Dis hoe jy van nature gaan reageer. En daarom gaan hierdie ou natuur, soos Galasiërs 5:16 tot 18 sê, hierdie ou natuur is in stryd teen die nuwe natuur van die Heilige Gees. Ja, Jesus en hierdie ou natuur verskil van mekaar. Daarom kan ek nie altyd doen wat ek wil nie. En daarom is hierdie stryd in my, dat ek moet bly kies teen my ou natuur. Ek moenie meer toelaat dat my ou natuur my lewe beheer nie. Dis wat hier in hierdie Romeine 8 verduidelik word ook, dat hy sê, julle moenie nou meer toegee aan hierdie sondige natuur nie, julle moenie meer sy dinge doen nie, dis die dinge van die dood en die sonde en die oordeel van God, moenie dit meer toelaat in jou lewe nie, maar laat die Heilige Gees jou beheer, laat hy deur jou praat, laat hy deur jou werk, laat hy deur jou besluite neem, laat hy jou oë oopmaak om raak te sien, waar daar iemand lê langs die pad, soos die barmhartige Samaritaanse oë oop was, om te sien van 'n man in nood, en na hom uit te reik en te weet hoe jy hom gaan help. Ja, wees oop om die liefde van God uit te dra in hierdie wêreld, want dis wat die Heilige Gees in jou wil kom doen. Hy wil vir jou kom help
En hy wil vir jou lei soos die goeie herder sy skape lei, want die goeie herder weet wat sy skape nodig het. Hy ken hulle by name. Die goeie herder weet waar die groen weivelde is en die waters van rus. Hy sal jou reg lei na die regte plekke toe. Hy sal vir jou bring waar God jou kan verkoop en versterk en bemoedig en versorg. By die goeie herder is jy veilig, hoef jy nie bang te wees vir die wolf nie. Jy kan weet dat sy stok en sy staf behoed en bewaar jou. Daar sê Dawid in Psalm 23 ook, al gaan ek in 'n dal van donkerte en doodskaduwee, ek sal nie vrees nie, want U is by my. U stok en U staf, die behoed en bewaar my. Die staf keer vir my dat ek nie afval nie. Die stok beskerm my teen enige gevare. Ja, die Here is by my, ook in daardie donker tye. As jy na Romeine 8 gaan kyk, dan sal jy sien, dit praat nie net oor lyding, EI, maar ook lang ei. Hy praat oor die seer en die swaar, wat ook deel van ons lewe is. Ja, aan die een kant die stryd teen sonde, om te volhard om onder die Heilige Gees se beheer te lewe, en nie na ons ou natuur en sy begeertes te luister nie, maar aan die ander kant, om ook te weet dat al gaan ons in donker tye, dat die Here nog steeds by ons is. Hy skryf daar, hy sê, niks kan ons skei van die liefde wat daar by God is nie. God se troue vaderliefde bly vir altyd. Ja, dat ons kan weet, niks, nie vrees nie. Nie teenwoordige dinge wat teen mekaar is in moeilik is nie. Nie dinge in die toekoms wat ons nie kan verstaan en waarvoor ons bang kan wees. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Hy sê, nie eers owerhede of magte of kragte of bose geeste nie. In hierdie geesteswêreld, in hierdie geestesstryd, hoef ons niks te vrees nie, want die Here sê, niks sal jou van my liefde skei nie. Ek hou jou vas, ek versorg jou. En al voel dit vir jou, God het jou verlaat, al voel dit vir jou, kyk hierdie ellende en hierdie krisis waarin ek is, dan wil die Here vir jou sê, God is steeds by jou. Niks sal jou van sy liefde skei nie. Hy hou jou steeds vas, hy is by jou, al sien jy hom nie in hierdie tyd van dood, van siekte, van ellende en van verlies en skade en wat se ellende. Al hierdie trauma, God is steeds by jou. Sien sy liefde raak wat by jou is. Hy het nie sy rug op jou gedraai nie. Hy het jou nie vergeet nie. Niks kan jou van sy liefde skei nie. Daarom sê hy ook, in Romeine 8, dat alles sal vir jou ten goeie meewerk. Alles daar wat is swaar en wat moeilike omstandighede, dit sal vir jou die minusse in jou lewe, gaan Jesus plusse maak. Hy gaan kom deur sy Gees en hy gaan vir jou, soos in 'n goudkroes, waar hierdie erts in lê, gaan hy vir jou warm maak en dit gaan swaar en seer wees, maar hy gaan al die onsuiverheid afskep en jy gaan suiwerder goud word. Jy gaan geestelik hierby baat. Jy gaan nader aan die Here kom. Jy gaan geestelik groei en sterker word. Ja, alles sal vir jou ten goeie meewerk. Moenie bang wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Hy is by jou. Niks sal jou van hom skei nie. En dis soos 'n hamer. Jy weet, as 'n verkeerde mens 'n hamer in sy hand het, dan breek hy 'n pragtige houthuis af. As die regte persoon hom in sy hand het, dan bou hy 'n pragtige strandhuis van hout. Die duiwel ons beproewinge in die hande kry, dan breek hy ons af. Hy wil ons afbreek, hy wil ons seermaak. Maar as die Here deur sy Gees in beheer is in die krisis, dan bou hy deur hierdie swaar 'n pragtige strandhuis op in ons. Alles, sê die Bybel, sal vir ons ten goeie meewerk. Hy gaan vir jou lei, hy gaan vir jou help. Hy gaan vir jou in staat stel om te praat en om sy werk te doen, om 'n dienaar te wees. Hy gaan sy gawes vir jou gee. Hy gaan die Heilige Gees wat in jou is, gaan sy kragtige werkinge deur jou laat gebeur en mense se lewens gaan voor jou oë verander. Hulle gaan tot bekering kom, hulle gaan gesond word. Hulle gaan beleef die Here is met hulle. Hulle gaan God se woorde deur jou hoor, profetiese woorde uit die hart van God. Dis wat die Gees gaan doen. Jy gaan nie jouself op die skouer kan klop nie. Jy gaan weet dis God wat dit gedoen het. Mense gaan die Here se teenwoordigheid by jou beleef en ervaar. Dis nie aangeplak nie, dis nie skynheilig nie, dis eg. Dis God wat by jou is. Dis die wonder daarvan, dat die Here vir jou wil kom verseker, niks sal jou van my liefde kan skei nie. Ek is met jou, al die dae, tot aan die volëinding. Ja,
Weet daar's 'n stryd, maar weet dat die Here Jesus is by jou. Bly gehoorsaam aan die Gees, en as jy struikel, gee opnuut die beheer oor aan hom, en bly gehoorsaam aan die Heilige Gees se leiding. En jy sal God se vrug en seën in jou lewe ervaar.